Beleef jy ook, daar is plekke waar 'n mens nie meer mooi sinne het nie. 'n Hospitaalgang laat in die aand. 'n Motor waarin jy sit nadat jy slegte nuus gekry het en jy weet nie dadelik hoe om huis toe te ry nie. 'n Kombuis na 'n gesprek wat te ver gegaan het. 'n Kamer waar die lig af is, maar jou gedagtes nie afskakel nie. 'n Kerkbank waar jy sing, maar binne jou is daar net een sin oor. Here, help my. Party gebede word nie gebore in sterk geloof nie. Party gebede word gebore wanneer alles anders wegval. Wanneer beheer weg is. Wanneer die planne klaar is. Wanneer die skip weg is. Wanneer die see jou toegemaak het. Jona bid nie toe God hom roep nie. Jona bid nie toe die matrose bid nie. Jona bid nie toe die storm begin nie. Jona bid in die diepte. En vandag gaan ons daar saam met hom sit. Dankie, goeiemôre. Welkom by vanoggend se Pinksterdiens. Ons gaan vandag, ons trek hierso by preek nommer 3 van hierdie Pinksterreeks oor Jona. Jona is hierdie eintlik klassieke Pinkster teks. Dit gaan daaroor dat God nie net gekom het vir een volk nie, die Israel nie, die Hebreërs nie, dat God gekom het na alle mense toe. Dat God ook Israel wil stuur, soos hy vir Abraham gesê het, is die vader van alle nasies, dat God dan ook vir Israel wil gebruik om na ander nasies toe te gaan, maar dan kry ons Jona, wat so sterk voel oor die skade wat ander nasies, ook as hy volk doen, dat hy nie ook daarheen wil gaan nie. Ons gaan ons Jona reeks hier in die kerk meer persoonlik maak, ook vir ons vandag, en nie so seer so baie praat oor wat die teks sê, wat Jona gedoen het, waar Jona gegaan het nie, maar meer oor ons en ons eie siening van ander mense, en vir wie die Here lief moet wees, en hoe ek dan ook na die Here kyk. Vrydag aand gaan ons dan 'n byeenkoms by die kerk, ons gaan braai en lekker gesels, dan gaan ons oor die teks praat, bietjie meer praat oor die vraag wat oor Jona is. Dis Vrydag aand, ons 'n bietjie 'n worsie of iets gaan braai, dan oor die teks gaan praat. Nou die sleutelgedagte van vandag is, God red jou nie net uit die diepte uit. As 'n diepte plek waar God kom, waar jy nou sit, en hy red jou, maar hy roep jou ook om 'n ander hart te hê nadat hy jou geroep het. God red jou, hy gaan haal jou, maar hy verwag van jou om dan weer 'n ander hart vir ander mense te wees. God is daar in die donker plek van jou lewe. En ons weet, God red jou uit die donker plek van jou lewe uit. Maar dit stop nie daar nie. Redding stop nie daar nie. Dit gaan verder, dan ook verder as jy, na die ander mense toe. Ek begin dan ook vanoggend se erediens met die gedeelte uit Romeine 8 uit. Romeine 8, die gedeelte ek lees, is een van my spesiale gedeeltes. Ek ken dit eintlik in my kop uit, maar ek het nou vir die eerste keer, ek weet nie of iemand dit sal agterkom nie, dis my ander Bybel val uit mekaar, ek het 2020 vertaling. Soos as ek nou 'n teks hier sou lees, dan moet ek nou eintlik vir die eerste keer weer lees wat hier staan, dan kan ek hom nie, dan moet ek konsentreer wat hier staan, dan kan ek my net sê nie. Dus hierdie is die gedeelte waar jy op 'n plek kom wat jy nie meer kan bid nie, en die Here sê, is beter so dat jy kan bid nie. Vers 26, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waaroor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die hart deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Het is beter vir ons om 'n plek te kom wat ons nie woorde het nie, want die Gees wat binne in jou bly, sien die bedoeling van jou hart, en hy sien die hartseer van jou hart wat nie meer woorde het nie, en hy sit daai hartseer om in goddelike taal, en hy gaan sit dit voor die Vader se voete neer. Gemeente, vrede vir julle. Amen.
waar gebed baie keer eenvoudig raak. En die groot sin is, Here, help my. Daar is plekke, wanneer jy dan ook in jou lewe kom waar gebed baie moeilik is. En waar jou verhouding met God dan ook getoets word. Jou gebed kan moeilik wees as jy daar in 'n hospitaalgang staan en dit wat gebeur met jou geliefde is uit jou hand uit. Jy het nie meer beheer daaroor nie. Of jy sit dan, nadat jy die slegte nuus gekry het, sit in jou kar en die kar is stil en jy moet huis toe ry alleen om ook weer by die huis te kom en jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie eers wat om te dink nie. Of baie keer is dit 'n gesprek in die kombuis tussen jou en jou vrou of jy en jou kind waar daar gesê is wat jy nie moes gesê het nie en die woorde is uit, dit kan nie terugkom nie. Dan sit jy in jou kamer, so donker kamer en die gesprek maal net oor en oor in jou kop. Nou vanaand kom ons dan by die plek waar Jona is wat hy nie meer woorde het nie, wat hy nie anders kan as om net met God te praat nie. Net weer 'n vinnige kort aansluiting by die reeks. Ons het gesien dat Jona 'n opdrag kry as profeet, hy hoor vir God en hy moet na Ninive toe gaan, maar Jona het nog op hierdie stadium van sy lewe beheer oor sy eie lewe. Hy kan sy eie besluite neem en hy neem die besluit, ek stem nie saam met wat God vir my verwag nie, hy vat sy eie voete, hy tel sy tasse op en hy stap af, hy gaan na Joppe toe en daar vat hy sy eie geld, hy kan nog planne maak om weg te kom, hy klim op 'n skip, hy gaan af in die skip en die groot storm gebeur en hy slaap, want hy is nie meer deel van die werklikheid nie, en dan kom hy boontoe, die kaptein sê vir hom, word wakker, en die storm kom en ontbloot Jona se vlug. Die storm, waaraan hy ander mense ook aan blootstel, maar is veral op hom. Alles waai weg, wat hy sy eie selfbeheer is weggewaai. En daar kom ons aan die einde dan van die hoofstuk 1 waar Jona dan oorboord gegooi word. Daar waar hy alleen is en hy is weg van ander mense af. Hy kan nie meer sy geld gebruik nie, hy kan nie meer sy voete gebruik nie, hy kan nie meer die skip die skuld gee nie, die wind die skuld gee nie en sy hele wese word ontbloot. Daar's niks meer anders om te sê as tussen hom en tussen God nie. My gewone manier om kop bo water te hou, breek in my lewe. Weet nie of jy al daar was. Jy het coping mechanismes, jy kan sê, om strategieë, om deur die lewe te kom, dan kom jy op 'n punt wat die maniere wat jy jouself geleer het om die lewe te hanteer, om te cope, het gebreek. Dit is net weg, en ek weet nie meer hoe om aan te gaan. Daar het 'n breek gekom, 'n ewewigsbreek, kom ons noem dit 'n ewewigsbreek in jou lewe. Jy kan praat van, kom ons wil nie nou moeilik raak nie, as jy kyk, ek is wie ek is, naamlik 'n Freud, dis ek is Nelis, en dan het ek 'n ego, dit wat ek graag wil wees, en dit is wat ek graag heen op pad is, en dan kry ek die reëls. En so tussen die reëls van die lewe en dit waarheen ek wil gaan, is er dan besig om te breek, soos ek wil graag net Jona wees, ek is Jona, ek wil my eie pad stap, ek wil daai kant toe gaan, dan kom God terug, en God breek hierdie ewewig dan ook in hom, soos die twee kante van jou lewe, die kant wat sterk is en positief is, en dan die kant wat dan ook negatief is, en hulle raak dan buite balans uit. Daar is die ou Jungse terme wat hulle noem the Night Sea Journey. Dis 'n ou Jung beeld wat hulle praat van ook van 'n see monster
van Jonas se geval gaan dit 'n vis wees wat jou gevat het, dan is dit die night en arme wat dan in die seemonster ingaan en hy beklei sy weg oop om weer by die lig uit te kom en dan kom hy by die lig uit. Dis baie die geval wat ons amper kan sê van Jona in die Night Sea Journey, waar dis net die diagnose van Jona nie. Ek probeer dit, ek kan dit glad nie doen nie. Dis net waar Jona dan in hierdie vis ingaan en dan word hy afgetrek ondertoe. Dit wat hy moet wees is nie meer daar nie. En hy moet homself daar uitkry om by die lig te kom, maar in Jona se geval kan hy dit nie doen nie, want alles is van hom weggeneem. Alle sensoriese maniere om by iemand uit te kom is weg. Daar is nie meer lig nie, daar is nie meer klank nie, daar is nie meer mense nie, daar is nie meer ander stemme nie. Soos jy word uit jou omstandighede, wat jou angs veroorsaak, wat jou depressie veroorsaak, wat jou vrees veroorsaak, word jy uitgehaal. En jy gaan na 'n plek toe, kom ons sê jy gaan amper na 'n hospitaal toe, daar waar jy alleen is, waar jy tyd kry om te herstel, en dis waar Jona nou is. Hy word afgevat in hierdie seemonster, in hierdie vis, en hy word ontneem van enige lig, van enige gevoel, van enige gehoor, in suiwer isolasie. Hy kan nie meer weghardloop. Hy het nie 'n ander keuse as met homself daar te sit en met homself te werk nie, maar daar's niks om mee te werk nie, so hy kan net met God werk. En dis waar ons Jona dan nou sal kry vandag in vandag se lens. Hierdie man wat afgeneem is, sodat hy geen ander uitweg het. Sodat ons in Romeine 8 gelees het, ek weet nie meer wat of hoe om te bid, ek het eintlik net hierdie hartsbegeerte, want die woorde is vir my ook dan weggevat. Dus kom ons, Here, baie dankie dat ons vandag weer op hierdie Pinksteroggend, hier op 'n Dinsdag, kan kom en U vra dat U ons harte en ons denke ook deur die Heilige Gees sal verlig. Here, kom met die vlam in elkeen se eie lewe, sodat ons weer opnuut God se woord kan leef en God se woord kan uitdra ook aan ander mense. Here, help ons dat ons werklik, as ons na die woord luister, die Heilige Gees sal hoor, naby ons sal hoor. Here, en praat met elkeen van ons. Vanoggend, Here, al gee vir ons een sin in die teks. Here, al gee vir ons een woord. Here, moet ons nie uitstuur sonder dat ons God U ontmoet het deur die krag van die Heilige Gees wat vandag hier by ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So kom ons lees saam hier uit Jona 2 uit. Dit begin, die gebed van Jona begin by hoofstuk 1 vers 17. Die Here het dit so beskik dat 'n groot vis Jona insluk. Hy was 3 dae en 3 nagte lank in die vis se maag. Hier kry ons dan weer ook 'n heenwysing na Jesus wat ook afgegaan het en vir 3 dae in die graf was en toe ook weer opgestaan het. En aan Jona wat hierso bid. Jona het uit die vis se maag tot die Here gebid. Hy het gesê: in my nood het ek na die Here geroep en U het my geantwoord. Uit die ingewande van die doderyk het ek om hulp geroep en U het my stem gehoor. U het my in die diepte gegooi, in die hart van die oseane. Seestrome het my omring. Al die golwe en branders het oor my gespoel. Ek self het gedink, ek is weggewerp onder die oë uit, maar ek sal weer U heilige tempel sien. Water het my tot aan my keel omsluit, oerwater het my omring, seewier het my kop omstrengel. Na die basis van die berge het ek afgesak, die aarde,
Haar sluitbalke was vir altyd toe agter my. Maar tog het U my lewe uit die grafkuil opgetrek, Here my God. Terwyl die lewe uit my vloei, het ek net aan die Here gedink. My gebed het U in die heilige tempel bereik. Wie nuttelose afgode dien, versaak hulle trou aan U verbond, maar ek, met 'n danklied, wil ek aan U 'n offer bring. Wil ek beloof het, sal ek betaal, die Here wat redding bring. Die Here het toe die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Nou hierdie is 'n baie interessante gedeelte, ook as jy na die taal kyk wat Jona gebruik. Ons sien vir Jona wat glad nie praat nie. Ons sien net, hy sê nie eers vir God, ek wil nie gaan nie, ek sal nie gaan nie. Hy praat met sy voete, hy loop weg van God af. Hy kom by die skip, hy praat nie met die matrose nie, hy bid nie. Dis eers waarna die lood gewerp word, wat hulle vir hom vra, vertel ons jou storie, sodat ons weet wat kan gebeur, en hy vertel 'n storie, ek het van God af weggehardloop, en omdat ek van God af weggehardloop het, is die rede van hierdie storm, en nou word Jona oorboord gegooi, en hy het nog nie gebid nie. Hy het eintlik maar net oorgegaan, verder in die donker dieptes in. Toe kom die Here, en hy stuur die vis, wat Jona dan insluk, en vir 3 dae en 3 nagte was Jona in die vis gewees. En dan hierdie middel van hierdie teks van Jona wat nie wil gaan nie, maar God gryp hom dan en verplig hom om te gaan, kry ons hierdie woorde, hierdie gebed van Jona. En hierdie is 'n psalm. Dis asof Jona die psalms geken het en hy resiteer hier psalm, of hy het genoeg tyd gehad om hierdie mooi psalm dan ook te kan skryf, en hy het gebid. Hy sê die Here het sy nood raak gesien, sy nood is nou, hy sit nou daar sonder enige klank, sonder enige lig, sit hy nou in die vis se maag, en hy het die Here om hulp geroep, en dan kom hy loof en prys die Here en sê, U het my hulp geroep, gehoor. En nou gee Jona eintlik, as jy mooi hierna kyk, as hy afgedaal het na die sluitbalke toe, wat vir altyd agter hom toe was, het die Here hom dan ook gered. Terwyl die lewe uit Jona vloei, het die Here aan my gedink. My gebed het U in die heilige tempel bereik. Sluit aan by die Romeine 8 van die gebed, waar dan die Heilige Gees vat en na God toe dra, na die voete van God toe, soos Jona kom, en hy gee dan weer op hierdie stadium, hy erken God is God, hy erken hy kan nie sonder God aangaan nie, en is net God wat hom kan help, nadat hy nou in hierdie psalm gekom het, en hy het erken. God is my God, en God red my, hoor die Here hom, en die Here gee vir hom 'n nuwe kans op lewe, en God beveel die vis om hom dan ook uit te spoeg. Soos Jona is op die pad af, waarheen het my eie vlug my dan ook geneem. As jy kyk, Jona het beheer gehad, en sy beheer oor sy eie lewe word al hoe minder, en hoe meer hy beheer oor sy eie lewe wil neem, en nie na God luister nie, hoe meer kom Jona dan ook in die moeilikheid. Dit lyk of jy wegkom, met jou eie planne. Ons maak planne, ons dink aan onsself, hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? Ek het geld, ek koop my miskien jouself, ek gaan miskien na 'n ander plek toe, ek dink ek kan van die Here af wegkom, maar Jona se eie vlug trek hom net af, en dieper in hierdie gemorsin, wat het donker geword, omdat ek te lank weggekruip het. En dis die vraag wat elkeen van ons eintlik aan moet dink, as ons vanoggend hierso sit, terugdink in jou lewe, waar dit met jou kon gebeur het, of as jy nou in daardie posisie dan ook mag wees.
waar het dit in my lewe donker geword? Want ek het weggeloop van God af, en ek het toe eintlik gaan probeer wegkruip weg van God af. Maar die probleem is, ons sien dit in Psalm 139 en ons lees dit hier in Jona, ek probeer weg te kom. En soos ek my eie lewe probeer reël, so meer draai ek myself vas en dit voel vir my lewe is buite beheer en ek spiraal af onder toe, maar as ek aan heel onder in my lewe kom, in daardie vryval wat ek gehad het en ek tref die bodem, wat kry jy dan daaronder as jy die bodem getref het? Daar's niks meer onder jou nie. Dan ontdek jy God is ook daar. Jy het probeer wegkom en nou is God ook daar. Jona sink, alles is verby en tog stuur God die vis. Nou mens weet nie of Jona bly was die vis het gekom nie, want die vorige hoofstuk het hy eintlik maar net oorgespring. En nou kom God en God sê, ek is nie klaar met jou nie. Jy gaan nie wegkom van my af, weer net te probeer doodgaan nie, net oor te spring. En hy stuur dan ook die groot vis, was hy bly daaroor, die vis is nie die punt nie. Die vis, groot vis, walvis, seemonster het niks daarmee te doen nie. Die punt is dat God gekom het, en God het hom gevat, en hom weer 'n kans gegee. Maar in isolasie van alles. Daar kom ons ook in ons lewe. Dit is nie een of ander sisteem of 'n vis of 'n plek of 'n hospitaal of enigiets. Dis God wat jy dan kom waar jy ook al probeer wegkom van God af, kom jy agter. God is nog steeds daar. Nou jy kan teleurgesteld wees om God daar te kry, maar in hierdie geval van Jona, as ons na sy gebed luister, is Jona eintlik bly dat hy God kry. Dat God selfs daar in sy dieptes waar hy af en af geneem word na onder toe en hy skaam was omdat hy weggeloop het van God af, God is ook daar. En so kom ons ook in tye wat ons skaam is oor wat ons gedoen het. Ons weet ons het verkeerde goed dan ook gedoen. Ons kan in die posisie wees van donker omdat ander mense jou seer gemaak het. Dit kan wees dat jy verliese gely het, ernstige verliese van 'n kind of van 'n man of van 'n vrou en jy is woordeloos agtergelaat. Maar daar waar jy woordeloos agtergelaat is, want jou kind is oorlede, geen woorde daarvoor. Net God, miskien. Dink jy, maar ons weet God is daar. Jou man, jou vrou, of jy het so sleg opgetree teenoor God en teenoor mense, laat daar eintlik niks anders oorbly as net God wat daar is nie. Wat as daardie diepste plek in jou lewe waar jy dink jy is, jy dan nie eintlik God gevind het en God gekry het nie, en dis juist die plek waar God jou dan ook vashou. Ek dink, omdat ons vanoggend hier sit met almal van julle wat die lewenservaring het, en myns kan saam, die pad wat julle al gestap het, kan julle eintlik hier voorkom kom staan en julle getuienis gee van die kere toe julle weggeloop het van God af. En God gesê het, nee, kom terug, kom doen graag wat ek wil hê jy moet doen. Jy kan ook 'n getuienis gee van die tyd toe dit regtig alleen was. Wanneer jy iemand verloor het vir wie jy lief was, of jou kinders het ver weggegaan, daar waar jy hulle nie meer kan sien nie. Maar dan kom ons by Jona en hierdie kernsin van Jona, by Jona se gebed. Jona bid nie omdat hy skielik sterk geword het. Jona begin nie bid omdat hy skielik 'n held geword het in sy eie verhaal nie. Dis anders as daardie argaïese verhaal van Jung waar die adelike ou, die knight homself uitveg terug na die donker toe. Dis nie hier wat gebeur nie. Hy is nie 'n held nie. Hy bid
omdat hy niks anders oor het in sy lewe as om te bid. Hy kan self nie daar uitkom nie. In hoofstuk 1 hardloop hy weg. Hy betaal homself daaruit. Hy vaar weg op die see. Hy praat nie met God nie. En soms begin bekering net weer dat jy op die posisie geplaas word waar jy weer met God moet praat. Jy het nie 'n keuse nie. Vandag moet jy met God dan ook begin praat. En Jona kom en hy sê, Here, hier is ek. En as Jona dan kom en hy kom op die plek wat hy vir die Here sê in hierdie mooi psalm, mens kan hierdie psalm gaan lees en probeer ontsyfer as 'n gedig en die Hebreëus onder mekaar sit en probeer agterkom wat die beteken is op 'n taalvlak. Maar kom ons sê nou, ons lees nou dat Jona tot bekering gekom het in hierdie gebed. Is dit die slotsom waarna jy toe kom as jy dit sou gelees het? Het Jona sy lewe werklik verander en omgekeer toe hy hierdie gebed gebid het? Dis eintlik 'n persoonlike keuse wat jy self moet maak as jy dit gaan lees en die pad saam met God stap. Hy is in sy donkerte en hy het nie 'n keuse nie. Hy praat en hy sê vir God, hy vertel vir God sy storie van die dieptes waarin hy is en hy erken God gaan hom red. En omdat hy dan omgedraai het van sy weghardloop af. Hy het nie 'n keuse gehad om te draai nie, want hy was heel onder gewees. Maar hy draai om en hy gaan terug na God toe in so mate dat God besluit, goed, hierdie is reg, Jona, ek gaan jou nou weer uitspoeg. Dis nie 'n baie mooi uitspoeg hierdie ding, as jy uit 'n vis gespoeg word, het jy nog nie mooi klere aan en 'n mikrofoon aan, jy is nog vol slijm en jy lê daar ergens op 'n strand of iets, en hier word jy nou uitgespoeg. Is hierdie man tot bekering? Is sy hart by die Here? Ek dink wel, ja. Ek dink hy was opreg gewees. Die verhaal en die stuk gedig wat ons lees, sê Jona het werklik omgekeer, en Jona het weer, nadat hy probeer wegkom het van die Here af. Want hy het weggehardloop van die Here af, want hy kan nie die Here se genade vir ander mense verstaan nie. Hy het nie meer God verstaan nie. Dis tipies daardie, dis wie ek is, en dan wie ek graag wil wees, en die reëls, ek wil graag daai persoon wees, wat 'n man van my volk is, 'n Afrikaner is, 'n goeie Jood is, maar God wil hê, die reël is, almal is God se kinders. Is Jona al daar? Jona is nog nie daar nie. Hy het wel sy lewe omgekeer, maar nie heeltemal nie. Hy praat in hierdie gedeelte, as jy kyk na sy taal, praat hy van ek. Hy praat die heeltyd van ek en my. Dis nou tipies as jy luister, as iemand praat, storie vertel of preek, en is ek, dit gaan oor my, dis wat ons hierso lees. Hy praat oor sy redding, hy praat oor sy offers, hy praat oor sy afgaan, hy praat oor sy geloftes, maar hy sê nooit in die vis se maag iets van Ninive nie. Hy bely nooit dat ek, eintlik, hoekom is ek hierso nie? Dis ek, en dis tog 'n omkeer, want dis 'n persoonlike omkeer. Maar persoonlike omkeer in jou lewe is nie altyd, is net nooit, net jy nie. Dit sluit ander mense dan ook in. Het Jona sy bekering sy hart verander teenoor ander mense? Nou dis duidelik as ons verder gaan lees, dat Jona sy bekering, sy terugdraai na God toe, nie sy hart vir ander mense verander het. Die vis is hierdie donker kamer, geen matrose nie, geen storm nie, geen plan om te maak nie, net God en die waarheid. En dit is waar die evangelie begin, as ons Jesus kan inbring op hierdie punt.
Ons kom na Jesus toe, omdat Jesus ons nader trek. Ons gaan weg met Jesus, vang ons daar en hy trek ons nader. Ons hoor God se uitnodiging om ons lewe vir hom te gee. Uit God se inisiatief, genade alleen, kom ek weer op die punt, woord alleen, ek lees die woord en ek gee my lewe dan weer vir die Here. Jy is nog te mekaar. As jy jou lewe vir die Here gegee het, is jy nog te mekaar, jy weet nie wat om te doen nie. Jou ou lewe is nog steeds daar. God het dit vergewe, maar jy is nog nie op die punt dat jy kan weet wat jy moet doen nie. Daar's nog baie pad vorentoe wat Jona hier moet stap. Maar dit is, Here, ek is hier. Dis al. Here, ek is hier en dis genoeg vir die Here om weer te begin. Jona se bekering was reg geweest. Hy het gesê, Here, ek is hier. U is God. En dit was genoeg vir die Here om hom weer vas te gryp. Maar dit het nog nie sy hart verander. Sy hart word verander deur die werking van die Heilige Gees. Jou hart word verander, soos jy met Pinkster, hoe die Gees meer in jou lewe kom, en God innooi in jou lewe, dan kan jou hart skielik vir ander mense begin verander, nie omdat jy die held is nie, nie omdat jy jouself daar uitbeklei het nie, maar om die Here weer daai klein stukkie genade in jou lewe dan ook vir jou gee. Maar redding is nie dieselfde as 'n veranderde hart. Ons kan hier sit en ons weet ons is kinders van die Here. Jy weet jy het 'n persoonlike verhouding met die Here, so kom jy hier sit vandag op 'n oggend. Jy staan op, jy sing saam, jy's by die kerk, jy lees jou Bybel en jy ken die Here, maar jou hart is nog hard teenoor mense wat jy dink nie God se genade verdien nie. Jy is hierso, jy sit hierso, vol liefde vir die Here, maar nie vol liefde vir ander mense nie. En God het jou gered. God het gesê ja, jy het gesê, Here, hier is ek. En God sê ja, jy het dit gesê, maar is jou hart verander soos jy hierso sit? Die Here het jou vergewe. Kan jy ander mense vergewe wat jou regtig te nagekom het? Wat mense, jou volksvernote weggevoer het en slawe gemaak het, vrouens verkragt het. Dis erger goed as wat ons eintlik aan gewoond is. Wat Jona moet doen. Ons goedjies is eintlik, maar nog eintlik baie klein en baie lig. Ek is dankbaar oor my redding. Ek is regtig dankbaar dat ek 'n kind van die Here is. Maar die feit dat ek 'n kind van die Here is vir my baie ongemaklik. Weet nie of dit vir julle ongemaklik is. Om 'n kind van die Here te wees is moeilik. Want nou hoor ek hierdie, en ek is bly ek gaan nie eendag in die hel wees. Ek is bly die Here het my uit die vis uitgespoeg, en ek is daarom nou weer 'n plek waar daar lig is en sterre is, en daar's musiek, en ek kan weer in die lewe beweeg. Maar die ongemaklikheid van God wat my weer vasgegryp het, is dat God my, soos hy my nie gelos het onder in die visse maag nie, so los God my ook nie, nou dat hy my gevat het nie, nou dat hy my genade gegee het nie. Die ongemak van redding is dat dieselfde genade wat God jou gegee het, om jou uit die donker te haal, uit die slijm uit te haal, jou op een of ander manier uit te spoeg, moet jy vir ander mense kan gee. En dit is wat Jona op hierdie punt van die verhaal nie kon doen nie. Ons is nie eers met sekerheid kan sê aan die einde van Jona. Jona is op alle verse onder mekaar, het Jona oop einde. Daar is nie eintlik 'n presiese einde in Jona nie. En hier is weer 'n oop einde aan die einde van Jona, het Jona se hart verander. Die teks sê nie vir ons of Jona se hart verander het. Op hierdie stadium hier is Jona uit die donker uit, maar sy hart het nog nie verander. Sy hart was onveranderd geweest. En dit sal ons sien as die Here nou môre vir hom sê, hier's ek op die droë land, dankie tog. En dan kom hy dan sê die Here, okay, nou gaan jy weer. Dit moet mens moedeloos maak, nee. Ek dink, ek het nou weggekom en nou het ek my punch gevat,
ek het my donkerte gedra en nou is ek vry om voort te gaan. En dan sê die Here, nee, dan gaan jy weer. En dis wat met Jona dan ook môre gaan gebeur. Ek is dankbaar en lief vir die Here en dankbaar vir alles in my lewe, maar is ongemaklik dat die Here dit ook met ander mense ook wil doen enigsins. So Pinkster is nie net Here help my om weer die Heilige Gees te kry nie. Here help my om weer by God uit te kom nie. Pinkster sê vandag vir ons. Jona sê vandag vir ons. Here, en dis die boodskap van hierdie hoofstuk 2. Here, verander ook my hart. Here, verander my gesindheid teenoor mense waarvan ek nie hou. Here, verander my gesindheid teenoor mense wat my seer gemaak. Verander my gesindheid teenoor mense wat ek voel nie eers hier op die kerkbanke hoort nie. Ek het nou van die skip afgespring. Nou is ek weer terug op die land. Nou is ek weer saam met die matrose. Die mense wat hulle hart vir die Here gegee het in jou storm. Here, maak my sag. Verander my gesindheid. Want die Here wat jou red, en as jy weet jy is gered, stuur die Here jou ook. Daarom het hy jou gered. Hy het jou gered vir jouself, vir die verlossing, vir 'n lewe saam met die Here, maar hy het jou ook gered vir ander mense en hy stuur jouself en hy stuur jou na ander mense toe. Is jou hart by die Here, soos jy hier so sit, ja of nee? Ek gaan nie sê steek jou hande op, steek nie jou hande op nie, want dan moet jy vorentoe kom, dan moet ons nou hierdie ding doen. Soos, kom ons sê almal se hart is dan by die Here. Is ek weer beskikbaar vir die Here om te gaan daar waar ek nie wil gaan? Dis die vraag. Is jou hart reg? Is dit terug by God en is ek weer beskikbaar? God beveel die vis spoeg hierdie man uit. Ek dink hierdie man se lewe is nou weer reg. Dis nie romanties nie, dis nie netjies nie, dis suiwer net genade. Maar God red ons nie sodat ons net weer asem kan haal vir onsself nie. Hy red ons sodat ons weer kan leef. En wat is lewe voor die aangesig van God? Lewe voor die aangesig van God is om beskikbaar te wees vir God. Dan is jy weer voor die aangesig van God. God red my nie net om asem te haal. God red my nie net om weer te kan hoor. God red my nie net om weer die lig te kan sien nie. God red my om beskikbaar te wees vir die mense na wie hy my toe stuur, of ek daarvan hou en of ek nie daarvan hou nie. Baie keer is dit maklik vir my as ek hier voor kan staan en sê die Here het my Mosambiek toegestuur. Want dis 'n nuwe, lekker, romantiese wêreld, dink ek, daar by die see, en is mense wat ek nie ken nie, en ek verkondig die woord, en is eintlik 'n maklike stuur. Pinkster is 'n maklike stuur as jy geld gee vir geloofsoffer. Hy was 'n geld gegee, baie geld gegee vir geloofsoffer sodat ander mense kan gaan. Nou kom die Here en hy stuur jou terug, maar hy stuur jou na die mense toe wat jy dink dit nie verdien nie. Dis nie onbekende mense. Dis mense wat jy ken, wat jy weet nie van jou hou nie, of van wie jy nie hou nie. God hoor ons gebede uit hierdie baie stil plekke uit. God hoor ons gebede daar waar ons in die lewe so afspiraal het, dat ons nie meer uit ons eie krag uit daai toestand kan uitkom nie, behalwe deur gestop te word en uit die situasie uitgehaal te word, amper in 'n hospitaal gesit te word, daar waar jy met jouself sit en met jou terapeut kan praat, in godsdienstterme waar God jou uithaal, daar waar jy alleen is, die privasie van enigiets anders, en jou terapeut is God, wat jy weer met God begin praat. En selfs as jy dan fluister, Here, ek kan nie meer nie,
Here, help my om hier uit te kom. Moenie net vra, Here, help my om hier uit te kom nie. Here, en dis vir ons trek in ons geloofslewe. Here, ons is uit. Here, help my om my hart te verander. Daardie finale gebed, Here, red my uit die diepte, maar red my ook uit my hart uit, my vrees, my bitterheid, maak my hart weer sag, maak my weer beskikbaar. God red jou nie net uit die diepte uit nie. Hy roep jou hart om terug te kom na hom toe. Al is dit met trane, iets wat nou nie deel is hiervan nie. Ek was gister hier by 'n begrafnis gewees van een van Anshin se vriende, sy pa is oorlede en was ek wat gepreek het, en toe kom die oom, sy broer, en die ou het 'n mooi stem, hy praat soos 'n doom nie, en hy gee eintlik die goeie preek, maar sy hulde blyk. Toe sê hy, nie of hy hierdie gaan regkry sonder om te huil nie, hy het nie gehuil op die einde van die dag, maar hy preek wat ek het te sê, die trane van julle trane is reg. Ek wil graag hê julle moet huil, want trane is soos reën. As dit reën, maak dit die grond sag, en as die grond sag is, kan daar lewe kom. Dis wat reën doen. Soos as daar trane kom oor jou lewe, en oor wat jy gedoen het, en as hartseer in jou hart huil oor wat jy gedoen het, maak dit jou hart sag, sodat weer nuwe lewe in jou hart kan kom. Kom ons bid. Here, baie dankie, dat U vir ons lewe gee, dat U vir ons reën gee, U vir ons trane gee, Here, maar nie uit ons eie uit nie, deur die Heilige Gees. Here, ons lees uit 'n boek uit wat ons ken as kinders, wat ons mooi kan vertel van Jona en die groot walvis. Here, maar ons weet dat die walvis in ons lewe God is wat ons red van die dood. Maar Here, daar waar jy ons red van die dood, bring jy ons terug. Here, baie dankie dat ons hier kan sit en weet, ons is kinders van U. Here, maar vandag, help ons om ons hart te verander, ons gesindheid te verander, teenoor ander, deur die mense wat ons vyandig is, maar ook die mense waarvan ons glad nie hou nie, wat ons seer gemaak het. Here, gee ons trane, sodat ons hart ook sag kan wees vir nuwe lewe. Help ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand, môreoggend, vandag het ons gehoor Jona bid. Môre gaan ons hoor Jona preek. Dit is 'n baie kort preek. Dit is die kortste preek in die Bybel met die grootste effek op mense. Die paar woorde, as jy kyk na die Hebreëus, is net so 'n stukkie, en hoeveel mense dan tot bekering gekom het. En dan gebeur die ding waarvan Jona die minste gehou het. Hy wou nie gehad dat die mense tot bekering kom. Hy was toe gehoorsaam, en die mense kom tot bekering met die kortste gebed in die Bybel. En Jona is ongelukkig daarmee. Môre is wanneer genade met jou vyand gebeur. Hoop ek sien julle almal weer môre. Kom ons staan en ons sing ons slotlied saam.